omstandighede. Nou ons weet, omstandighede raak aan almal van ons. Niemand van ons is hier wat verhewe bo die omstandighede is en sê die bomme kan maar langs my bars en dit pla my nie. Nee, omstandighede raak ons almal, maar dis 'n innerlike kwaliteit van lewe hier binne, van vreugde, van vrede, van hoop, van vervulling, van sin en betekenis, 'n lewe van sin en betekenis. Met ander woorde, Zoe, lewe gaan oor 'n kwaliteit lewe. So as Jesus dan sê, ek gee vir julle lewe, sê hy eintlik, ek gee vir julle God se lewe, vol, oorvloedig, oorlopend, betekenisvol en diep vervullend. Selfs in storms, selfs wanneer daar dinge is wat nie goed is nie, dis iets innerliks, dis 'n nabyheid, dis 'n lewe van God wat selfs dan oorvloei na ander mense toe. En toe ons nou daaroor praat, toe dink ek sommer ook, ons is nou vandag in Johannes, ons fokus baie op Johannes, ons gaan lekker uit Johannes 12 uitwerk, toe dink ek ook Jesus wat vir daai Samaritaanse vrou gesê het, dit sal soos 'n fontein van lewende water binne in jou wees. En dan later gaan dit na ander toe oorvloei, hierdie volheid, dit gaan oorloop, dit gaan strome van lewende water word. Nou, vanoggend sit jy dalk hierso, en jy dink, maar Nagel, waar is jy nou, want dit is Goeie Vrydag. Dis die sterwe van Christus. Waar kom jy by lewe uit? Pas dit nie dalk eerder nou by Sondag wat kom nie. En dis juist volgens die woord wat ek vir jou wil gee. Selfs wanneer Jesus oor die betekenis van sy sterwe praat, oor die betekenis van sy dood, dan beskryf hy dit as lewe. Dis hoe vol God van lewe is. As jy dink aan dood en lewe, dis teenoorgesteldes, dit pas nie by mekaar nie, maar Jesus beskryf dit anders. Alles wat hy sê, kan jy agterkom, hoe gevul is dit met lewe, hoe gevul is dit met die lewe van God. En ons gaan vanoggend so 'n bietjie kyk na Johannes 12, want dis waar Jesus dit nogal 'n lekker lang gedeelte beskryf. So, voor ons dit lees, net gou-gou 'n bietjie agtergrond. So ons weet nou, dis Pasga tyd, dis die Pasga fees in Jerusalem, so mense kom van oral, net soos wat hulle nou hierso na die beloofde land toe kom hier in Mosselbaai, kom hulle van oral vir daai naweek na Jerusalem toe. Dit gaan die Pasga fees wees, mense kom reg oor die wêreld, hulle wil daar by die tempel wees. Jesus kom ook in die stad in, dis die gedeelte waar hy dan nou op die donkie ry, soos wat die profeet ook gesê het, hy kom in die stad in en dan wanneer dit lyk vir my, soos ek het verstaan, wanneer hulle dan na by die tempel is, dan begin Jesus te praat oor sy sterwe wat gaan kom, oor sy dood wat gaan kom. So, ek wil jou aanmoedig, gaan lees asseblief, sommer vandag nog, vat 'n tydjie, dis Goeie Vrydag, almal is rustiger, gaan lees Johannes 12, gaan lees dit mooi deur. Maar ek gaan vir jou gedeeltes vanoggend uit dit uitlees, lekker stadig, dit is ook op die skerm, sodat jy dit mooi kan hoor. So hier is waar die verhaal daar begin, daar rondom die tempel, vanaf vers 20. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan, wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê, Filippus was natuurlik een van Jesus se disippels, gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Filippus kom en sê dit vir Andreas, en Andreas en Filippus, weet jy eintlik, is my vertaling, weet jy nou lekker wat om dit te maak nie, en hulle gaan vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sê, nou jy moet jou inleef in die woord, hier is Filippus en Andreas nou, gaan na Jesus toe, Jesus, hier is ons van die Grieke, wat u nou wil sien. En hoor Jesus se antwoord, nie sê nee, wag eers, of sê vir hulle moet gaan. Nee, hoor sy antwoord, die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Hoor hoe mooi is die skrif, net 'n paar verse daarna, ons weet Jesus het mos nou in die tuin van Getsemane ook daai oomblik gehad, waar hy toe nou gesê het, nie my wil nie, maar u wil. Hoor wat sê hy hier? Hy moes dit sekerlik gesê het, want dit is opgeskryf. Nou sê hy, nou is my siel ontsteld, en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Maar hierom het ek in hierdie uur gekom. En dan sê hy, Vader, verheerlik u naam. Daartoe 'n stem uit die hemel gekom en gesê, ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. Vanaf vers 31, nou is dit die oordeel
van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En dit het hy gesê om aan te dui hoedanige dood hy sou sterwe. Nou die van julle wat lank met die kerk kom, ek onthou as het 'n liedjie gesing, lekker uptempo liedjie, lift Jesus higher, lift Jesus higher, lift him up for the world to see. He said if I'd be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. En ek het altyd gedink, as ons worship, ons moet hom oplig, totdat ek eendag nou later, toe ek nou 'n bietjie groter word, toe ontdek ek, hy het gepraat van sy kruis. As ek verhoog word, gaan dit almal na my toe trek. So Jesus sê 'n klomp goed in hierdie Johannes 12 oor sy dood wat op pad is, die kruis, sy sterwe. Hy sê die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. How does that make sense? Die uur het gekom, verheerlik, dit klink soos oplig, dit klink heerlik, maar hy praat van sy dood. Hy sê die koringkorrel, as dit alleen bly, is dit eintlik op 'n manier sinneloos. Dit bly enkel. Maar as dit in die grond val, dan kan dit veel vrug dra. Dan praat hy met die Vader. Sy Vader verheerlik die naam en sê ek het dit gedoen en ek gaan dit weer doen. En dan sê hy, dis die oordeel van die wêreld. Hoe maak dit sin? Hier sterf iemand, maar dis die oordeel van die wêreld en die owerste van hierdie wêreld word uitgedryf. Hoe maak dit sin dat as iemand sterf, word 'n mense na hom toe getrek? So dis al die goed wat Jesus sê in hierdie gedeelte. Nou ons moet nou net so tree terug gee. Voor ons nou verder oor Johannes 12 praat, ons moet onthou dat in Jesus se tyd is mense gekruisig. Voor hom was duisende mense gekruisig. Na hom was duisende mense gekruisig. Dit was in die Romeinse tyd die straf vir mense. So mense was tot die uiterste gestraf, 'n openbare vernedering dat hulle sterf, maar dit was ook om vir die ander ouens te sê, pas op, wees versigtig. So die kruis was 'n simbool van vrees, van angs, van dood. Hier sit ons vandag. Ons kyk na hierdie wit kruis, ons kyk na hierdie kruis, sê, iemand sê nou vir 'n mooi lykie kerk, die plante, lewe. Die kruis is nou vir ons 'n ander simbool. So presies die teenoorgestelde van wat dit was, word dit met Jesus, dit word 'n simbool van lewe. En die vraag is, hoekom, wat het daar gebeur? En ons weet vandag, daar's net een verklaarbare rede vir dit. Hierdie Jesus, hierdie een geval, hierdie een kruis, hierdie Jesus wat gekruisig is, wat gesterf het uit die dood uit opgestaan. En dit het vir al die gelowiges van daai tyd, selfs hy Grieke, heidene, wat gelowig begin geword het dit vertel dat hierdie kruis is anders. En hier is die wonder van dit. Hier is die wonder van Jesus, hier is die wonder van God, hier is die wonder van die Gees wat dit aan ons openbaar. Hier is die wonder van die skrif. Jesus praat al daaroor, oor die betekenis van sy dood. Hy deel dit met hulle nog voor sy kruisiging. En daarom wil ons vandag so 'n bietjie stil staan. Okay, so hier is nou die Grieke, hulle het seker tot geloof begin kom, hulle wil nou vir Jesus sien, en dan gaan sê Filippus en Andreas dit vir Jesus, en dis hoe Jesus dan antwoord. Die uur het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Nou ek wil gou terugvat na Johannes 2 toe. Onthou jy in Johannes 2 is Jesus genooi na 'n troue toe, daar so dit so gewerk, die beste wyn, was voorgesit, maar toe raak dit nou op, en Jesus verander die water in die wyn, en ons weet van hierdie groot wonderteken wat daar plaasgevind het, maar dan, terwyl hulle met hom oor dit praat, dan sê Jesus op 'n stadium, sê, my uur het nog nie gekom nie. In Johannes 2, my uur het nog nie gekom nie. Wat het hier gebeur? Jesus was besig om geopenbaar te word as die Messias,
as die Christus, wat almal verwag het, maar dit was nog net gedeeltelik, die skrif sê, het was nog net sy disippels, wat toe in hom geglo het. Maar nou in Johannes 12, is dit anders, dis die hoogtepunt, hierso sê Jesus, hier is die hoogtepunt van my heerlikheid, my uur het gekom, die seun van die mens moet verheerlik word, en hier is die wonder van God, as hy sê, my uur het gekom om verheerlik te word, dan net daarna, dan praat hy oor sy dood. En hoor wat sê in vers 24, ek lees hom weer vir jou, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie is hierdie koringkorrel, waarvan Jesus hier praat? Vir wie gebruik hy hierdie beeld en metafoor? Dis hy. Hy is die koringkorrel. Jesus vergelyk sy dood met wat hy gaan sterf, met die van 'n koringkorrel wat in die grond moet sterf. As jy gou dink aan 'n koringkorrel, as jy hom sou vashou in jou hand, in daai vorm en in daai toestand, lyk dit nie of dit veel is nie. Maar jy weet, wanneer hy geplant word, wanneer daar onder die grond 'n klomp goed gebeur, wanneer hy sy vorm, sy toestand verloor, dan gebeur daar iets en daar kom nuwe vrug. Dis wat Jesus hier sê. Hy sê, ek is soos die koringkorrel. In my, as ons praat van lewe, in my is die lewe opgesluit. Maar as hierdie koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan bly dit enkel. Dan bly die lewe van God net in hom wat mens geword het. Maar God se genade, God se liefde is so groot dat hy sê, hierdie koringkorrel moet in die grond val, sodat dit kan gebeur wat moet gebeur, sodat daar lewe kan kom vir baie, en nie net vir enkel nie. So wanneer dan Jesus dan praat van hierdie sterf self, is dit anders. Dis nie soos 'n dier wat sterf nie. Dier wat sterf is dood. Hy sê, as hierdie koringkorrel sterf, is dit nie 'n incredible beeld nie. Dis 'n anderste tipe sterf. Daar gebeur iets anders. Deur sy dood word hy die bron van nuwe lewe. En ewe skielik begin ons te verstaan, hoe kan Jesus dan praat van die kruis en van sy sterwe as lewe? Sy sterwe was nie 'n nederlaag nie. Dit was nie 'n laagtepunt nie. Dit was oorwinning. Dit was lewe gewees. En dit is die definisie van Goeie Vrydag. Dis die definisie van Jesus vir sy dood. Sy definisie van sy dood is 'n sterwe wat nuwe lewe gaan bring. Hoor gou mooi skryf Paulus dit. 1 Korintiërs 15, dis seker die langste hoofstuk in die Bybel wat praat oor die opstanding uit die dode. Daar sê in vers 45, jy kan hoor hoe ver is die verse al. Hy sê, soos daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam, Jesus, 'n lewendmakende gees. Ons weet dit nie, Adam was in die begin gewees, God het vir hom goddelike lewe gegee, maar deur ongehoorsaamheid het die sonde gekom, en die dood het gekom, en ons weet die loon van die sonde is die dood. God het met hulle daaroor gepraat, maar nou dit gebeur daar so in Genesis 3, nou staan God nie terug en sê, tough luck. Sy liefde is te groot, sy genade is te groot. Hy kom, koringkorrel, die lewe wat binne in hom is, dit waarvoor die mens gemaak is. Hy kom, hy bring dit weer. Hy vat weg dit wat skeiding gebring het. En deur sy dood kom oorwin hy oor die dood. So as ons praat oor die kruis, praat ons oor lewe. Ons praat oor die oorwinning oor die dood. Nou ek het so 'n bietjie gaan kyk, ek is nie heeltemal seker nie, maar dit lyk vir my of die woord heerlikheid so 18, 19 keer daar rond in die evangelie van Johannes gebruik word. Eerste keer dan Johannes 2 as ek reg is, waar Jesus dan sê, hy het sy uit die water in wyn verander en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het hom geglo. So reeds gesê, sy heerlikheid was gedeeltelik geopenbaar. In Johannes 12 is daar nou Grieke wat hom wil sien. Maar Jesus gaan nie net na hulle toe en sê,
aangename kennis nie. Nee, Jesus sê, die uur het nou gekom dat die seun van die mens geopenbaar moet word en verheerlik moet word ten volle. En wat sê Jesus eintlik daar? Hy sê toe die Grieke dit wil sien, want hulle kom tot geloof, sê hy eintlik, almal gaan dit nou sien. As hierdie kruis opgetel word, gaan almal die heerlikheid van God sien, almal soek dit, en hierdie heerlikheid van God gaan sy volheid van sy heerlikheid openbaar in daai oomblik deur sy dood. Nou, die skrif is so ryk, ook in die 4 evangelies, as ons ook daar kyk, dan lees ons baie van Jesus as die Christus, die Christus, die een wat God gesalf het as vir 'n ewige koninkryk. Ons het baie daaroor gepraat laas jaar in ons gemeente, hier's Glory, our story, sy koninkryk wat kom, die laaste koninkryk, die ewige koninkryk. En ons sien dit in die evangelies, hy's die Christus wat God se heerlikheid na die wêreld toe bring, en hier sê Jesus, die uur het aangebreek dat ek verheerlik moet word, en hy praat oor sy dood. As ons maar net kyk, ek vir jou net een voorbeeld gee, Johannes 12, in hy selfe hoofstuk, sê moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom, en hy sit op die vul van 'n esel. Wat doen Johannes daar? Hy quoteer die profeet Sagaria, wat gesê, dis hoe Jesus sal kom. Onthou nou hulle koppe, in daai hoofstuk as jy dit gaan lees, sukkel hulle om dit te verstaan, want hulle het 'n koning verwag met 'n swaard, maar hier kom 'n koning met 'n kruis. Hy kom anders, en hy sê al vooraf, hy sê die kruis is die hoogtepunt, my sterwe is die hoogtepunt, is die volheid van my heerlikheid. Hoe is dit moontlik? Wat gebeur daar? Hoekom is dit God se heerlikheid? Hoekom is dit God se heerskappy? Hoekom is dit God se koningskap? Hoekom is dit hoe God sy koninkryk bring? Hoor wat sê, ons het dit reeds gelees, hoor wat sê Johannes, gaan vir jou weer lees. Nadat Jesus dit alles verduidelik het, sê hy dit, nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Wat se oordeel? Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterf. Die oomblik wat Jesus, wat die kruis opgelig word, wat Jesus sterf, wat hy roep, dit is volbring, eindig 'n era, 'n tydperk, 'n dispensasie, wat jy dit ook al wil noem, 'n toestand, dit eindig vir die mens en vir die wêreld. En toe Jesus uitroep, dit is volbring, weet ons, daarso skeer die voorhangsel, daai 15 cm dik gordyn, hy skeer, en ewe skielik kan nie net een mens meer, een keer 'n jaar in die troon, in die teenwoordigheid van God ingaan nie, maar nou is dit oop, Jesus is opgelig, Grieke, nie net julle paar wat my wil sien nie, maar almal sien my. God se teenwoordigheid, wanneer hy van die aarde verhoog word. As Jesus sterf, gebeur iets. Alles verander. 'n Nuwe era breek aan. Dis kom Jesus ook gestap het en gepreek het en gesê het, die tyd is vervul. Wat is die tyd? Die tyd van Jesus se kom. Dit waarvoor julle gewag het. Dis vervul. Die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo hierdie evangelie. En vanoggend wens ek ons het soveel meer tyd gehad net oor dit te praat. Maar wat gebeur in daai oomblik? Onthou jy dat in die Ou Testament, ons weet mos die tabernakel in die tempel was net eintlik 'n afbeelding van die hemelse tabernakel, Hebreërs, baie daaroor gepraat laas jaar. Ons weet daar was offers gebring. Die diere wat geslag was vir daai offers wat se bloed gesprinkel was daar binne in die tempel of in die tabernakel, daai diere is buite geslag. Daar het nooit dood in die tempel ingekom nie. Wat doen Jesus? Hy gaan met sy bloed en hy bring 'n offer. Levitikus sê dit vir ons so mooi. Die bloed, die lewe is in die bloed, dit is in die siel. En dan skryf Paulus weer vir ons so mooi, dis kom ek sê, ek wens ons het meer tyd gehad, Paulus skryf weer vir ons in Romeine, hy sê, soos wat ons ingesluit was by een mens, geïmpliseer, geaffekteer deur sonde van Adam, kom Christus, die laaste Adam, en hy sluit ons in by hierdie offer, en ons word gewas, en ons word bedek met die bloed van Jesus, al twee die terme word in die Nuwe Testament gebruik, gewas en bedek, en dan sê Hebreërs 10 vers 19, dit so mooi, hy sê, ons
het nou die vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Kan jy verstaan, ek het op daai video nou gesien, he fought back, hy terugbeklei. Wat doen Christus? Hoe werk dit? Dis die oorwinning waar hy ons was en skoonmaak en vergewe met sy bloed. En nou is die aanklaer van die broers, die vyand, wanneer hy na ons kyk, wat sien hy? Hy sien ons gewas, bedek met die bloed van Jesus en hy het geen aanklag meer teen ons nie. Romeine 8, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Dis die oorwinning, dit is die victory, ek soek die Engelse woord, die victory wat Christus behaal het, ook hy kroon sien, toe dink ek aan victory. Dis anders, dis nie 'n swaard nie, dis 'n kruis, dis 'n oorwinning. Ek en jy was vas in die greep van die vyand, beskuldiging, aanklag, teen God gekies, vyande van God, weggedraai van God af, daar's geen ongeregtigheid, geen sonde in God se teenwoordigheid nie. Dis wat ek en jy gekies het, die vyand, hy daai aanklag, die loon van die sonde is die dood, het hy teen ons gebruik. En Jesus kom, en hy sluit ons in by hom. Hy kom hanteer nie net ons sonde nie, hy vergewe ons nie net vir ons sonde nie, hy kom ontmagtig die vyand se greep op jou lewe. Dis 'n nuwe, dit eindig. Daar waar hy sê dit is volbring, die ou mensdom, dit eindig. Daar's 'n nuwe mensdom, 'n nuwe tyd. Die koninkryk van God breek deur. Daar's oorwinning. Die owerste word uitgedryf. Het nie meer hou vas op jou nie, toe daardie kruis opgelig word. Nou in daai selfde gedeelte. Dis 'n ongelooflike hoofstuk. Lees hom asseblief. In daai selfde gedeelte sien ons dat terwyl Jesus al hierdie goed verduidelik, terwyl hy oor al hierdie goed praat, dan sluit hy af. Dan sê hy die volgende. Jesus het vers 44, Jesus het uitgeroep en gesê, hy het gesê, wie in my glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het. Dis kom ek gesê het, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Wie my aanskou, hy sê het weer, aanskou hom wat my gestuur het. Ek het as 'n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat glo, nie in duisternis sou bly nie. Wat beteken dit, as Jesus sê, wie in my glo? Elkeen wat in my glo, wat beteken dit? Vervolgens net so 'n bietjie nog stil staan by dit. Wat beteken hierdie glo? Paulus skryf dit ook, hy sê die geloof kom deur die gehoor. Gehoor kom deur die woord van God. Vanoggend, dis hoe die evangelie werk, die woord van God. Paulus bid vir ons, hy sê ek bid vir julle vir verligte oë van verstand, so julle die hoop sal sien wat sy roeping inhou. Ons praat van lewe, ons in ons DNA, ons soek na beter lewe. Jesus sê ek het gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee. Ek roep julle om nie net in my te glo nie, maar my te glo. Dis wat geloof beteken. Geloof beteken, Here, die ou bestaan van die mens het tot 'n einde gekom. Ek hoef nie meer in hierdie toestand te leef nie, maar ek weet ook, om by hierdie lewe uit te kom, moet ek na U toe draai. Ek moet ontvang dit wat U vir my gedoen het. U het my gereinig, U het met my gewas met U bloed, en ek ontvang dit. Dis nie iets wat ek verdien nie, ek ontvang dit. Glo beteken ook, ek verbind my aan hom. Ek verbind my aan hom. Hoe het Jesus sy disippels geroep? Hy het hulle gesê, volg my. Wat het daarna gebeur? Hulle het hom gevolg. Het saam met hom geleef, saam met hom gestap. Hulle het saam met hom geleer. Ons sien alles wat daar gebeur het. Na 3 jaar is nog steeds 'n Petrus en 'n Judas. Maar na die kruis, na die opstanding, is daar weer Petrus, Jesus wat weer na hom toe gaan, sê, het jy my waarlik lief? Ons sien wat gebeur wanneer ons saam met Jesus wandel. Jesus het nie die lang toespraak vir die disippels gegee, gesê, volg my, maar dit. Nee, hy het geweet, in sy teenwoordigheid gaan hulle verander, maar hulle was verbind aan hom, hulle moes met hom leef. Johannes 15, dieselfde Johannes, hy gee ons die prentjie, hy sê, ek is die wingerdstok en julle is die lote. Bly in my en ek bly in julle, en dan sal hierdie lewe, die goddelike lewe, die Zoe lewe, sal deur jou vloei. Ek sê ja, dis wat geloof beteken. Ek sê ja, Here, vir hierdie pad, ek sê nee vir my eie pad.
Ek sê nee vir die ou mensepad. Glo beteken, ek wy myself aan hom toe, sodat hy my lewe kan rig. Sy heerlikheid. Ons is in 'n gemeente wat se naam is Doxa Deo, Doxa Griekse woord glory, heerlikheid, die opinie, die teenwoordigheid van Deo, Latyns van God. Ek wy my aan dit toe. Dit word die heerskappy van my lewe. Dit is God se opinie wat nou my lewe lei. Glo beteken, hy is nie net die redder van my lewe nie, hy is ook die koning van my lewe. Sy heerskappy is nou die hoogste gesag in my lewe. Laaste skrif, wat ek sommer gou vir jou wil gee, hoor wat skryf Paulus, is nou nie Johannes 12 en dis Galasiërs 2 vers 20, hy sê, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Dis wat gebeur in geloof, sê Here, ek is saam met Christus begrawe. Ek leef nie meer nie, ek is saam met Christus gekruisig, begrawe. Christus leef nou in my. Dis wat geloof beteken. My hele lewe gaan nou oor dit. My hele lewe. Ek sê altyd, die evangelie kos jou niks nie, maar het kos jou alles. Maar wanneer God iets van jou vra, is nie omdat hy iets by jou wil hê of wegvat, hy wil vir jou iets gee. Hy wil die Zoe lewe vir jou gee. Hy roep jou vir dit, hy sê almal wat vermoeid is, almal wat belas is, almal wat moeg is, kom na my toe, kom leer by my, ek is sagmoedig, ek is nederig van hart, kom leer by my, en julle sal rus vind vir julle siele. Ons kan dit vanoggend so stel, ons kan sê, almal is op soek na rus vir hulle siele, as ek net by daai plek kan kom, daai waterstroom, by daai plek, rus vir my siel. Soek die koninkryk van God, die ander dinge gaan bygevoeg word. Ons hoor hierdie appel van God op ons lewe. Soek die koninkryk, kom na my toe, vermoeid, belas, draai na my toe. Daar is 'n vyand wat wil steel, wil slag en verwoes, maar hy het in die openbaar oor hom getriomfeer, Kolossense 2. Daar's so baie skrifte. Maar die uitnodiging is, volg my, kom na my toe, wholeheartedly. Wholeheartedly. Ek dink dis die erns waarmee God na ons kyk. In my woorde, ek wil vir jou lewe gee, ek wil vir jou lewe gee, ek wil vir jou lewe gee. Sien dit, ontvang dit, kom, kry dit. Wholeheartedly. As 'n vyand wat steel, slag en verwoes, nou terwyl ek met jou praat, weet ek, daar's stemme wat alreeds vir jou sê, jy kan nie hierdie oorgawe maak nie. Wat van dit? Net nou impliseer dit my beursie. Wat van dit? Net nou impliseer dit verhoudinge. Wat van dit? Net nou impliseer dit hierdie teenkanting. Daai stemme werk. Hulle praat. Die vyand haat die lewe van God. Dis wat Johannes 10 vers 10 sê. Steel, slag en verwoes. Hy wil net nie, jy moet by die lewe van God uitkom nie. Wat beteken glo nog? Dit beteken, dis 'n oorgawe na die een toe wie lewe is. Ek glo hom. Ek gee myself oor aan hom. Ek sterf vir die oue, alles van die oue. En natuurlik is dit ook 'n proses, maar dit het 'n baie definitiewe beginpunt. It is radical. Dis radical. Dis ek draai. Die tyd is vervul. Die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle. Draai 180 grade. Draai. Glo hierdie evangelie. Glo dat hier's die regte, as jy wil praat van 'n manier of 'n resep, hier's die regte manier. Nie die ander goed wat ons dink nie. Geloof is 'n oorgawe aan die een wie lewe is. Hy het vir my en jou gesterf. Koringkorrel, daai lewe kon net in God gebly het. Net in die een. Maar hy sê hierdie koringkorrel moet sterf, sodat dit veel vrug kan bring. En dan roep hy ons. Hy sê glo in my. Gaan lees Johannes 12. Daar is mense wat hom bevraagteken, wat nie glo nie. Dit is so. Nie almal glo nie. God roep jou vanoggend om hom te glo. Een van my favourite skrifte, hoe gebeur dit? 1 Korintiërs 12 vers 3 skryf Paulus, hy sê, niemand kan sê dat hy die Here is, dat hy koning is, dat hy redder is, dat hy verlosser is, behalwe deur die Heilige Gees nie.
Dis die Heilige Gees wat dit doen. Iemand het een keer ook gesê, party mense verander of gee oor, omdat hulle gehoor het en nou genoeg weet, verligte oë van verstand. Party mense verander, omdat hulle regtig by die einde van hulle self gekom het. As ek dit so vanoggend kan stel, dis 'n makliker pad om geloof te ontvang, te hoor, te reageer op dit. As wat jy eers daar empty, broken, nothing left uitkom, maar God gebruik ook dit. Want dis hoe lief hy het. Ek wil vanoggend vra om jou oë te sluit. Goeie Vrydag is soveel meer. As ek dit so kan sê ook vanoggend, ek love ons kultuur in ons land wat dit betref. Mense gaan Goeie Vrydag nog kerk toe. Kersfees gaan hulle kerk toe. Dis goed. Maar Goeie Vrydag gaan nie daaroor om te sê, ek het my plig nagekom, ek was op hierdie spesiale dag, het ek eer en respek getoon nie, ek was in die kerk nie. Goeie Vrydag roep jou. Jesus roep jou. Sy Gees roep jou. Om nuwe lewe te ontdek. Ware lewe, Zoe lewe. Ja, dit vra verandering. Maar hy kom bemagtig jou deur sy Gees met dit. Ek wil vanoggend vir jou vra, miskien hoor jy ook volgende hierdie woord en sê, Here, hierdie 3 April 2026 is die dag wat ek glo. Dis die dag wat ek kies. Dis die dag wat ek bekeer, dis die dag wat ek dra. Dis die dag wat ek glo, nie net meer in hom, oor hom nie, maar ek glo hom. Alles wat hy sê, alles wat hy doen. Dis die pad wat ek wil stap. In Johannes 6 sê Jesus, niemand kom na my toe as die Vader hom nie trek nie. Die Vader het jou so lief dat hy jou trek. Jy gaan dit beleef vanoggend, hoe trek hy jou. Dis amper soos 'n geestelike rek, hy trek jou. Ek wil jou vanoggend vra, net daar waar jy sit, ek gaan jou vra om 1 of 2 goed te doen, dis maklike goed. Vir jou eerstens vra, as jy vanoggend sê, Here, ek kies die lewe in U. Ek kies om saam Christus te sterf, saam met hom gekruisig, saam met hom te gesterf, saam op te staan in 'n nuwe lewe. Ek kies om my lewe toe te wy aan U. Ek kies om U te volg. Ek kies, Here. Dan wil ek saam met jou bid vanoggend. Wil jy nie net jou hand in die lug steek nie? Vry oorgawe vanoggend. Daar's soveel hande wat soms so vinnig hoog opgaan. Dis wat die woord van God doen. Dis skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit oortuig. Die Heilige Gees gekom om te oortuig van sonde. Wat is sonde? Ek mis die doel met my lewe. Geregtigheid. Dankie, jy is welkom. Laat sit jou hand, sit hom sommer so op jou hart. Ek gaan saam met jou bid. Volgende Here, bid ek saam met elkeen wat in hierdie oomblik sê, ek gee my lewe oor. I surrender. Ek gee oor aan Jesus. En ek gee oor want ek hoor sy hart vir my. Ek hoor hoe lief hy my het. Ek hoor sy plan met my lewe. Ek hoor wat hy vir my instoor het. Ek hoor dat ek dit moontlik heeltemal mis. Maar ek hoor die uitnodiging van genade en liefde in Christus. Oor en oor in die Nuwe Testament praat Paulus van in Christus, in Christus. Hy trek my. Hy roep my, volg my. En ek sê vanoggend ja. Ek sê 'n harde, definitiewe ja. Dankie Heilige Gees, dat U in hierdie oomblik, hierdie bonatuurlike werk doen. Jesus beskryf dit so vir Nikodemus. Hy sê die Heilige Gees werk hierdie wedergeboorte in jou. Dis soos 'n wind wat waai. Jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie, maar jy weet as die wind gewaai het. Is dit bonatuurlik? Ja, dit is. Dankie Gees van God dat U dit in hierdie oomblik doen. Mense verander. Mense nuut maak. Mense weer gebore laat word. Maar nou in Christus. 'n nuwe identiteit.
'n nuwe hart, 'n sagte hart. Bid ook vir mense volgende Here wat gebore word. As ons gebore word is ons babas, so werk dit ook geestelik. Bid Here vir hulle toewyding aan U. Die regte plekke, die regte manier. Dankie dat U Gees met dit help. Ek wil jou dan ook vanoggend nooi om nie die geleentheid verby te laat gaan nie. Na die tyd het ons dit mense hier in die kapel, dis net hier aan julle linkerkant, daar by daai deur in. Kom soontoe, ek het tussen die twee dienste, soms op die einde, soms net daar verby iemand. En ons het saam gebid. Dis wonderlik wat die Here in oomblikke kan doen. Bid vir mekaar, bid saam, bid sonder ophou. Kom maak dit volgende ook vas met gebed. Dan wil ek jou ook volgende nooi en vir enigiemand anders wat ook op dit wil reageer. Ons gaan komende Sondag tydens die opstandingsdienste gaan ons ook mense doop. In die diens, hier staan die doopbad klaar reg, op hom staan groot lewe, want dis wat dit is. Dis nuwe lewe. So ons gaan geleentheid gee om gedoop te word. Ons sien dit in die skrif. Mense tot geloof in Christus gekom, hulle is gedoop. Die doop red jou nie, Christus red jou. Maar die doop is 'n verklaring te sê, my lewe behoort nou aan hom, 'n nuwe lewe. Is 'n begrafnis en 'n opstanding in 'n nuwe lewe. So na die tyd vanoggend gaan ek jou vra, as jy Sondag gedoop wil word, ons wil altyd met mense 'n gesprek hê daaroor. So dit gaan 'n kort gesprek wees vandag, maar na die tyd, as jy meer wil weet oor die doop of klaar die besluit gemaak het hiervoor, as almal uitbeweeg, kom sit gou-gou hier voor, Dewald gaan julle ontmoet en hy gaan jou dan mooi help ook met dit. Verder op jou stoel, dis so 'n bietjie admin, maar dis belangrik, dis belangrike admin. Op jou stoel is 'n blaadjie wat sê die 19de April het ons 'n geleentheid vir nuwe mense, so belangrik dat jy inskakel by 'n gemeente. So jy scan hom met jou telefoonkamera, hy vat jou na ons kampus se telefoonnommer toe, save hom en stuur vir ons 'n boodskap. Sê ek wil gedoop word, ek wil inskakel, ek wil met iemand gesels, wat dit ook al mag wees. Daai boodskap kom net by Natasha, ons sekretaresse uit en ons volg dit dan op. Great, ons gaan dan vanoggend ook natuurlik saam nagmaal gebruik. Die nagmaal, ons het vanoggend so baie oor dit gesê, maar vanoggend toe ek wakker word, toe dink ek sommer net aan hierdie skrif, is ook in Romeine, Paulus wat skryf ook oor die doop. Hy sê ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, en dan sê in die tweede deel, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Is opgewek deur die heerlikheid van die Vader, sodat ons ook in so lewe kan wandel. Wat 'n lewe? 'n Lewe van heerlikheid. Hierdie Zoe lewe, die lewe van God. Volgende kan ek nie vir jou waarborg dat moeilike goed nie jou pad gaan langskom nie. Ons is nog steeds omring met gebrokenheid. Daar's nog steeds Johannes 8, die vader van leuns wat jou wil weglok van hierdie lewe af. Maar wat ek vir jou vanoggend kan waarborg, is die lewe wat opgesluit is in Christus. Ons celebrate dit ook vanoggend. Dit wat hy vir ons gedoen het, 'n nuwe tyd het aangebreek. En ek en jy wat dit kan ontvang en dit kan glo. So kom ons bid saam en dan gaan ons die nagmaal saam gebruik. Here, volgende as ons stil staan by die nagmaaltafel, dank ons U vir U liggaam wat vir ons gebreek is. Here, die straf wat U gedra het, die gebrokenheid, die pyn, die siekte, die leweloosheid, die doelloosheid, die verlorendheid, die vyandskap met God. So kan ons aanhou, Here, om hierdie goed te noem, wat U alles op U geneem het. U het dit tot so mate op U geneem, dat U selfs gesê het, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis hoe ver U liefde strek. Here, U bloed wat vir ons gestort is, die beker vanoggend, dis die nuwe verbond, God se verbintenis met ons, 'n verbintenis van liefde, van genade, God wat intree, God wat versoening bring, God wat vir ons kom aankondig die koninkryk van God. Dankie, Here, dat ons mense is van hoop. U het oorwin. U regeer.
Die heerlikheid is besig om te kom, meer en meer en meer. En ons sien uit, Here, ook na 'n toekoms van volmaakte heerlikheid saam met U. Ons het deelgenote geraak van U heerlikheid. Dankie dat ons dit vanoggend ook kan herdenk met die nagmaal saam vanoggend. Ons loof U daarvoor. In Jesus naam, amen. Amen, baie dankie, jy is welkom. Is 'n tafel hier voor en aan elke kant kry vir jou van die elemente. Jy gaan terug na jou stoel toe. Jy kan dit dan saam gebruik as familie of vriende of op jou eie, net soos jy verkies. Baie dankie. Ons gaan op mekaar wag vir dit, maar as jy gereed is, kan jy dit gebruik. Baie dankie.